So hierdie week, of hierdie laaste 2 weke, het ek verskriklik baie challenges by die huis. En ag man, ek kom op 'n punt, seker so laas week, eintlik net voor Francis se vorige preek en so. Sorry. En ek kom op 'n plek waar ek soos, ek weet nie of ek hierdie gaan maak nie. Ek weet nie of ek nog kan aangaan nie. Ek weet nie of ek hierdie ding nog kan maak nie. Ek's net soos, ek weet nie of ek dit in my het om eintlik hierdie ding nog te battle en aan te gaan of dit deur te sien en deur te gaan nie. Ek was regtig net daar gesit en ek was net soos oor dit. En ek onthou, ek het eendag hierdie boodskap gedoen op 'n plek en soos julle weet is mechanics kar nie altyd reg nie. En ek onthou toe maar, wow, ek preek hierdie dinge baie. Maar ek leef dit nie altyd nie. So, en wat vir my baie nice was, laasweek toe maak Frans ook met die skrif wat ons gaan gebruik vandag, of net weer 'n bietjie hersien en praat oor, en ek hoop ek bring vir julle 'n ander kant van hierdie skrif, 'n ander angle, om te kyk oor hoe ons leef en hoe ons dink oor onsself vanmôre. En weet julle wat, ek is hierdie ou wat, ek wil eintlik ek wil regtig net die regte ding doen. En ek praat nie net van die groot prentjie reg en verkeerd doen, soos moenie moord pleeg, moenie steel nie. Ek meen dit is baie blaatant, maar ek praat van die klein goedjies, die klein ongesiene goedjies, die goedjies wat wat jy doen wanneer niemand anders kyk nie, iemand langs die straat help as hy kar afgebreek het, of weet 'n papier wat hier verby jou waai net doen optel en weggooi, wat ook al. Ek weet mens vra maar met 'n emmer stort of met 'n emmer bad, wat nog moeilik is, maar kom daar om water te spaar en so. Maar ja, ek probeer. En ek onthou hierdie storie en dit verander toe weer eens hoe ek kyk na dit en hoe ek half kyk na wat reg en verkeerd is, wat is die regte ding en so. Ja, ek wil graag hierdie stukkie vir julle lees en dan vat ons dit gou van daar af. Julle het nou hierdie stukkie laasweek gehoor, verskoon nou as jy presentation nie, so as jy jou tablet het of jou Bybel hierso het, sal ek great wees as jy saam met my kan blaai na Matteus 14:25 en ek gaan dan so. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him, sorry, ek sê dit in Afrikaans, julle het in Engels, julle het nou plan Afrikaans geluister. Walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. And hier kom Petrus, en hy sê, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. And he cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly you are the Son of God. Nou nommer 1, wil ek net verstaan, wat het Petrus gedink toe hy uit daai boot uitgeklim het? Ek wil verstaan, wat het hy gedink? Wat het deur sy kop gegaan? Nommer 2, hoekom het hy gedink hy kon loop op die water? Dis 'n baie belangrike vraag wat ons vandag vra. Maar ek dink hierdie storie gaan vir julle baie meer sin maak en het vir my baie meer sin gemaak toe ek die ding in konteks sit. Alright, nou dis baie interessant. Ek gaan julle nou so deur 'n journey vat van Jesus se grootbrengs of opbrengs en hoe hy groot geword het. Nou, julle moet verstaan, Jesus was 'n Jood gewees, hy het in 'n Joodse gemeenskap groot geword in Getsemane, in Galilea, en hy het Joodse disippels gehad wat hom gevolg het, en hy het in hierdie gemeenskap, Joodse gemeenskap, groot geword as kind. Okay, so hier begin my storie nou met julle. So in daai dae, met die Joodse kindertjies, so hier by 5 of 6, dan het die ma of die pa dan nou die kind gestuur na die naaste sinagoge toe daar. Alright. Nou in hierdie sinagoge het die rabbi hulle ontvang en dan het hulle nou deur die eerste, kom ons sê nou maar deur laerskool gegaan, die eerste fase van hulle akademiese lewe, of kom ons noem dit nou maar so, akademiese lewe het nou gegaan, die kindertjies weggestuur en dan van 5 of 6 en dan het hulle met die eerste proses begin wat genoem was Bet Safar. Okay. Nou Bet Safar het hulle die kindertjies gekry. En dan het die kindertjies tot op die ouderdom van, ek dink is 12 of 13, dan het hulle die eerste 5 boeke geleer.
En ek praat nie van geleer nie, ek praat van uit sy kop uitgeken, uit of the heart, net daar, boom. Dis wat ek gedoen. Maar ek kan nie eers die instruksies van 'n 2-minuut pakkie 2-minuut noedels onthou nie. Ek weet hoe hulle dit reg gekry nie, maar ek sou dit nie gemaak het nie. Alright, so dit was die grootste ding vir hulle is om hierdie eerste fase deur te kom. Nou belangrik is met hierdie kindertjies op 5, 6 tot 12 jaar het daar redelik baie begin uitval al in die eerste fase. So wat dan gebeur het is wat julle nou net moet onthou is as hulle dit nie gemaak het nie, hulle was nie goed genoeg nie, dan het die rabbi vir gesê, sorry Boeta, jy het nou gedryf, sorry, gaan terug na jou familie toe, dan het jy nou vaklering geraak van die familiebesigheid, jy was 'n visserman, 'n houtwerker, 'n plakkiemaker, wat ook al hulle gedoen het en daai al. So jy het die family trade geleer. Nou, dit is baie interessant. Hierdie kindertjies van daar af, was al van vroeg af weggestuur en gesê, luister, jy is ongelukkig nie goed genoeg nie, jy kan ongelukkig nie na die tweede deel toe gaan nie, ek is regtig jammer, gaan terug familie toe, en doen wat jou ma of jou pa doen. Alright. Maar die wat dan oorgebly het, was redelijk goed, ek meen, hulle het hulle 5 boeke of behaald geken, hulle het aangegaan na die tweede fase toe, wat genoem was Bet Talmud. Okay. So nou van daar tot omtrent die ouderdom 15-16, het hulle 31 boeke geleer. Nou 31 boeke, ek weet nie, Frans en ek het altyd in ons teologie geleer, en ek sukkel om een versie te onthou, ek is regtig ernstig, ek sê, Google is my beste Bybel op die stadium, as iemand my vraag, waar staan hy versie, jy preek mos, waar staan hy versie, soos, okay, hou vast, soos, die Gees het my gesê, nee, dan Google ek gehou, en dit is moeilik, ek kan nie verstaan hoe onthou hierdie kinders 31 boeke nie, dit is belaglik, alright, ek het my handboeke eerlikwaar in graad 11 het hulle my handboeke vir my by die skool gegee, ja, want ek was 'n rebel soos dit, en toe ontmoet ek die Here iewers, het ek my handboeke net so teruggegee, toe ek het geteken het, toe teken ek het sommer weer terug ook, in graad 11, ja, so ek was ook daar, en ja, so hierdie ouetjies 31 boeke, dis tot op die ouderdom van 15 of 16, alright, nou, by daar al, het meeste van die kinders al uitgeval. Hulle het die toetse gedryf, hulle het al die vrae wat die rabbies hulle gevra het gedop. Hulle het net soos heeltemal dit nie gemaak nie. Hulle was half nie die mislukkings nie, maar weet want julle moet verstaan in daai tyd om rabbi te wees of een van die disippels van die rabbi is massive. Dit was 'n baie dis een van die grootste gerespekteerde posisies wat jy kon kry in daai tyd. So almal wou dit gehad het, almal wou daar wees, almal wou eintlik dit geslaag het. Nou goed, hier by 15-16 het meeste van hulle klaar uitgeval, dan gaan val hulle weer visserman en plakkiemaker wat ook hulle geword het. Dan het hulle het gegaan na die derde fase wat Bet Midrash genoem word. Okay. Nou hierso het die beste van die beste, the A-team, die slim kindertjies, die kinders wat op daai tyd gesê het, wow, jy's wel dan, jy het goed gedoen, jy is die moeite werd om aan te bly. En het gesê, jy kan nou kom, jy kan jou CV vat en gegee dit daar by die rabien, hulle het 'n CV'tjie opgetrek van homself, en hy het gaan ingee by die rabie, nou hierso begin die magic nou. So dan het hulle aansoek gedoen om die rabie se disipel te word. Alright. Nou dan het die rabie al die ouetjies gevat en gesê, right, julle het nou aansoek gedoen, ek gaan julle nou begin vasvra, ek gaan julle hier en daaroor vra, en hy begin en hy vier net. Hy sê, wat staan dit daar, hoekom staan dit daar so, en wat se konteks is hierdie, en hy vra net. As jy dit kon regdraai nie, dan het ek sê, sorry, daar gaan jy. Baie groot proses. Nou ja, om disipel te geword het was 'n massive ding. Want sodra, ek meen, as hy dan gesê het, sorry Boeta, jy het nou die tweede vlak deurgekom, sorry, gaan werk maar vir jou ouers, dan is dit nou maar so, dat jy nou maar gegaan. Maar as jy dit gemaak het, hier was die magic, dan het hy vir hom letterlik gesê, kom, volg my. Dis, wow, kom, volg my. En dit het eintlik beteken, want julle moet verstaan om 'n disipel te word in daai tyd, dit het eintlik beteken, daai ouetjie het gesê, weet wat, ek het nou al die boeke geleer en alles, maar weet wat Rabbi, ek wil nou eintlik begin leef soos jy leef, maar ek wil ook die woord begin verstaan soos jy verstaan, sodat ek kan dink soos wat jy dink, en kan doen wat jy doen. Dis wat 'n disipel eintlik was in daai tyd, en so ook nou.
En die rabbi het ook sy eie interpretasie van skrifte gehad, en soos van die Torah, van die 5 boeke en van alles, en hy het dan daai interpretasie gevat wat hy het oor die Bybel, en hy het dit dan aan die disippels wat hy gekies het, gaan stort oor, en gaan leer, en sê hierso, dit is wie ek is. So sodra die rabbi dan gesê het, weet jy wat, kom en volg my, dan het hy eintlik vir daai disipel gesê, ek dink jy het wat dit het, om my disipel te wees, om te wees soos wat ek is, om te kan doen wat ek doen, ek dink jy het wat dit is, om 'n rabbi te wees. En dan het die kindertjies, as hy gesê het, kom volg my, het hy alles gelos, ek meen on the spot, hy het sy ouers gelos, sy vriende gelos, sy dorp gelos, en hy het vir die res van die tyd in hy sinagoge gaan bly en die rabbi gevolg. En voor ek aangaan, ek wil net hierdie sê, so in daai tyd, het hulle so seënspreek al gehad, wat hulle gesê het, mag jy, so die disciples het die rabbi oral gevolg, en dan het hulle, letterlik en figuurlik, maar die stof, heeltyd gekry van die rabbi wat voorloop, en alles wat hy intrap, wat hy opskop en alles, loop hulle nou maar aan die stof. En dan 'n groot seën was vir hulle in daai tyd, as iemand na die disipel toe gekom het, het hulle vir hom gesê, luister hier, so mag jy in die stof van jou rabbi gedek word. Dat is eintlik so mooi. In elk geval, so kom ons gaan aan. Dan het hy maar net vir die disipel gesê, kom volg my, en hy het alles gelos, en ons op pad. Nou, hier kom die grootste rabbies, of kom ek sê net so, hier kom Jesus, hy was 'n rabbi gewees, ook op die ouderdom van 30, want dit is wanneer hulle gaan rabbi geraak het, dus op die ouderdom van 30, en dan kon hy begin leer het. En hier kom die rabbi aangestap op die strand, en hy sien toe 2 vissermanne, of, hulle is eintlik laities, ja, dit is laities, hy sien hulle vang vis saam met hulle pa, en die rabbi loop op reg uit na hulle toe, Petrus Johannes, en hy sê vir hulle, julle 2, kom volg my. Nou wat mooi is hiervan is, nommer 1, hulle was vissermanne, hulle was eintlik, ja, hulle was maar, dis 'n appie gewees al op die boot. En Jesus kom en hy sê, jy, die grootste rabbi van al die rabbies, sê vir hulle, kom volg my. Nou moet ons verstaan, hulle was nie die beste, hulle was die washouts, hulle was die B-team, hulle het nie hulle toetse geslaag nie, hulle was nie die beste van die bestes nie. En Jesus sê vir hulle, kom volg my. Weer eens wil ek vir julle sê, dat toe Jesus dit sê, en ek kon nooit verstaan, en daar staan eintlik dat hulle net daar neergegooi het, en hom begin volg het. Want ons moet onthou, en ek kon nooit verstaan, en maar wie doen dit nie. Maar as 'n rabbi vir jou sê, kom volg my, hulle is soos, wat? Okay, ek's daar, neergegooi en gegaan. En as ons maar net verstaan hoe groot, 'n rabbi was baie gerespekteerd, en soos ek julle gesê het, en as hy geleentheid gekom het, het hy gesê, ek volg jou, wat ook al dit vat. En so begin die disciples hierdie bou in Jesus se rang. En wat vir my net weer mooi was dat Jesus eintlik vir hulle reg daar gesê het, ek glo in jou, en jy kan doen wat ek doen, ek sien dit in jou. Jy kan wees soos wat ek is. En hy roep hierdie druipelinge, hierdie washouts, hierdie B-team oukies. En eintlik daar's 'n klomp ander. Hy het eintlik 'n klomp in sy klomp washouts in sy, ek noem dit washouts, maar nou goeders gehad as sy disciples. Daar was 'n paar akademiese oukies ook. En hulle was jonk man, en ek het eintlik lekker gegiggle, want toe ek 'n paar jaar terug gehoor het toe eintlik hoe oud was die disciples. Ek meen hulle begin by 15, 16, die oudste was 28. So hierdie prentjies van die manne met die baarde kan wees, maar hulle was jonk, en nou verstaan ek hoekom backchat hulle Jesus so baie in sulke goeders. So hulle was jonk, en hier volg hierdie jong laities, en hulle los alles, hulle families, en hulle gaan volg Jesus. Ons kom terug nou by die bootstorie. So, hier kom Jesus op die boot, met die, op die see aangeloop, en hier is hierdie klomp jong latte op 'n boot. Ja. Hierdie jong latte, chickie, die dropouts, die detensieklas kinders amper, wat hy hulle geroep het, hulle sit in hierdie boot, en Jesus kom maar aan, en dit soos,
En hier begin dit nou. En soos, as dit U is, dan vra eintlik Rabbi, as dit jy is, roep my dan. En dit is nou Petrus wat hier praat. Want Petrus wou weet, as my Rabbi my dan roep, beteken dit my Rabbi sê eintlik indirek vir my, ek kan doen wat hy doen nou. Anders sal hy my nie roep nie. Indirek sê hy dit dan. En hier gaan Petrus, en Jesus sê vir hom, kom na my toe. Petrus klim uit die skei uit, en hy loop na Jesus toe, en hy begin sing. En hy roep uit na Jesus toe, en Jesus gaan af, en hy tel hom uit die water uit, en hy sê, yes, my Jesus kan geloof nou. Nou, ek het vir baie jare geglo, tot nou ek hierdie boodskap gehoor het, en ook vir baie jare geglo, toe Jesus gesê het, o, jy, jou klein gelowige, toe het ek altyd gedink, dit gaan oor Petrus se geloof in Jesus, of net Petrus se geloof oor die algemeen. Maar dit is nie, dis nie Jesus wat sink nie, dis nie sy geloof in Jesus wat saak was nie. Dis nie Jesus wat gesink het nie, dit was hy. Jesus het hom dan geroep, die Rabbi het hom dan geroep. Maar ek kom toe agter, die rede hoekom Petrus gesink het, is nie oor sy geloof nie, in Jesus nie, maar was oor die geloof in homself. Hy het homself begin delf. Hy het nie geglo in homself, soos wat God in hom glo nie. En hy begin twyfel. En ons doen dit verskriklik baie. En ons lees weer daar, van die winde wat waai, en toe begin hy twyfel. En so ook ek, paar weke terug, toe die winde begin waai, toe begin ek ook twyfel, soos, kan ek hierdie ding doen? Maar ek vergeet, ek is eintlik geroep om in abundance te lewe. Ek is eintlik geroep om 'n sterk man te wees. En jy is ook geroep om 'n sterk vrou, 'n sterk pa, 'n sterk ma te wees. Want dis wie jy is 'n kind van God. Die God se DNA sit in jou, het jou gemaak. Maar ons glo dit nie, ons leef dit nie. Ons leef nie so en hy het elkeen van ons geroep. Dit is vir my die mooiste ding. Hy het ons elkeen geroep. En dit beteken, wanneer hy jou geroep het, sê hy vir jou, maar weet jy wat? Jy kan doen wat ek doen. Jy kan wees soos wat ek is. En jy moet nie verkeerd verstaan nie, ek glo 100% jou geloof in Jesus Christus is fundamenteel vir alles, glo my. Maar sonder geloof ook in jouself, sink jy net soos wat Petrus gesê het. So my boodskap gaan, is nou half dit, is dat ons sal begin leer om onsself te sien soos wat God ons sien. Ek dink God is regtig besig, ek praat met François, deur die week ook. Ek glo regtig God is besig met die kerk in terme van hoe ons onsself sien en hoe ons die mense om ons sien. En regtig deur God se lense te begin kyk. Maar ons moet hier begin. Cherry Saad sê nou is dit nie. So in hierdie week wil ek julle vra om regtig te gaan evalueer om te sien wat dink jy van jouself? Wat glo jy van jouself? Maak saak wat jy gedoen het, waar jy is, wat op die stadium dink jy en glo jy van jouself? En gaan skryf jy neer, wat weet jy, is jy geroep om te weet? En wat glo jy dink God van jou? En vra hom, is my prentjie van hoe sien jy my? En ons doen dit nie. Ons glo maar wat die wêreld vir ons gee en wat die televisie vir ons sê, ons moet leef en is en moet wees en jy weet die en daai. Maar ons vergeet die Rabbi wat ons geroep het, sy woord, en dis die enigste ding wat saak maak. Dis die enigste ding wat saak maak. So gaan kyk so 'n bietjie, ek gaan evalueer so 'n bietjie hoe jy jouself sien. En ek hoop regtig, julle kan deur God se lense kyk na julleself, net soos wat ek dalk, as jy op so 'n lae plek is, of was, of dalk mag wees later, onthou maar net dat jy eintlik geroep is om sterk te wees. Plus, jy het nog God wat jou hand vashou ook. Ja. So kom ons lê gou hierdie boodskap af en ons is baie van. Liewe Vader, ek bid soms so saam met hierdie kerk vandag, Here. Ek bid Vader, ek sien so baie hartseer al buite en so baie baklere en nie net in die publiek nie, maar dit is in families en in verhoudings en so. Maar Vader, U het ons geroep vir meer. U het ons geroep
as u kinders, as u disippels, Here. En ek sê dankie, u het ons op die naam geroep, en dan staan op ons ook dat u elke haar op my kop getel het. Ag en God, ek sê soveel, regtig soveel dankie dat u die eerste tree gegee het na ons toe, dat u op die strand na ons toe gekom het, daar waar ek swak was en op 'n moeilike plek was en my geroep en gesê, kom, volg my. Vader, mag ek leer om in myself te glo, soos wat u in my glo. Soos wat u my geroep het al baie lank terug, nog voor ek gebore was. En Here, ek sê sommer net dankie vir u hart en hoe u na ander mense kyk, want my hart is nie altyd soos u se, Here. En Here, ek vra dat u lense sal sit oor ons oë, sodat ons ander mense kan sien, soos wat u hulle sien, en dat ons hoop kan sien in ander mense ook, soos wat u hoop in hulle sien, Here. En ek sê dankie, en ek bid vir elke ou wat hier so sit vandag in die stoel, hy is hier vir 'n rede, en dit is so lekker om saam met familie in die woord in te gaan, Here. En ek prys regtig u naam, want u is heilig, u is regtig net, u is die een. En ek sê dankie. Amen. Ek gaan die seun so spreek weer hierdie week. Mag jy regtig God se hart ervaar hierdie week vir ander mense en vir jouself. As jy voel jy is op 'n plek waar jy nie meer kan nie, onthou God het jou geroep. Die Rabbi van alle rabbies het jou geroep. Mag jy weet dat God in jou glo. Dis wat ek bid vir julle vir hierdie week. Lekker week vir julle. Amen.